accept the victory or you can reject the victory. Dit is joune, but you need to accept it. Okay. Ons gaan in aanbidding sing, Abba Vader, wie kan lief hê soos U? Kan op een zin het Abba Vader, wie kan leven zoals U? Abba Ons sing hem laatste maal saam. Steek jou hand op en sing het. Abba Vader, Abba Vader, wie kan leven zoals U? Abba Vader, dan is niemand zoals U. Kos je maar een klap, julle. Amen, prys die Here. Glory to God. Ek dink ek kan baie beter aan 'n klap gee as dit hoor. Amen. As jy bly is, skree dit sommer amen. Man. Glory to God. Prys die Here, baie dankie. Jy kan jou sitplek neem. Is lekker om hier te wees, hoor. Is jy bly om hier te wees? Glory to God. Halleluja. God is 'n goeie God, né?
Nee, julle hoor my nie. Ek sê God is 'n goeie God. Duiwel is 'n slegte duiwel. Prys die naam van die Here. Maar julle ouens is altyd lekker. Is altyd vir my lekker om in die huis van die Here te wees. Amen. Wat 'n wonderlike voorreg. En hoe lyk die dinge daar reg? Prys die Here. Eers maar die laaste tyd as ons live gaan, dan is ons klank weg en dan is ons klank hier. Maar ons sal aanhou tot hy weer reg is. Amen. Prys die Here. Nou ja, gewoonlik as ek nou so bietjie lyk asof ek ek's altyd op my senuwees as ek preek. Glo jy nou vir my? Wyle pastoor Pieter Snyman het altyd gesê vir ons jong, kan jy glo ek was op 'n tyd 'n jong pastoor? Hè? Ek nog steeds jong, ek net 'n bietjie undercover. In elk geval, en hy het gesê dat as 'n prediker op die kansel klim en jou maag maak nie so nie, dan is daar te veel van jou en te min van hom. My afhanklikheid is van hom. Ek het vir die Here gesê jare terug toe ons in die bediening sit, ek en my vrou was nog kinders. Toe ons in die bediening gaan, toe sê ek, Here, dat ek nooit ooit agter 'n kansel staan en by myself dink ek kan nie. I need Jesus now more than ever. Amen. Prys die Here. En naarmate ons kom na die einde toe, is dit interessant nie, né? Amerika skiet die rook uit Iran uit. Hierdie blok het ek nou klaar verloor. Halleluja, in Israel, hè? Prys die Here. Nou wie van julle glo dat Israel is die profetiese tydsklok van God? Amen. So as julle dat nie glo, hier's 'n paar voice clip luisteraars. Kyk, ek sien sommer hoe spring hulle klaar van excitement daar binne hoor. Want as jy wil weet hoe laat dit is op God se horlosie, kyk na Israel. Dankie Here, ek hoef nie te kyk na Suid-Afrika nie. Hulle steel al van eergister af. Maar ek daar weer moeilikheid. Maar in elk geval, laat ek gou vertel, Israel se profetiese tydsklok staan op 12 uur. En die sekondewyser is besig om die laaste minuut vol te maak. Oh my word. Is 'n paar van julle sien jy het 'n smile op jou gesig, so jou naam is geskryf in die boek van die lewe, so jy weet. Jy wil amper sê, devil, gooi maar wat jy nou kan gooi in hierdie wêreld. Jy, duiwel, ek sê dit so agter my aan, jy, duiwel, is op jou horlosie van God. Kom aan nou en skeel met crazy prys. Amen. 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 Die hartseer ding is net, hoe nader ons kom aan die einde, hoe groter word die sirkus. Ek noem maar niks anders as 'n sirkus nie. En nou verwys ek na 'n groot deel van die kerkesektor in die wêreld wat nou ek sê ons gaan weer connect. Amen. We will not be silent in the night. Halleluja. En ons sal aanhou. Nou, ja, wat ek daarby probeer sê is, hier is 'n dwaastyd om vandag te probeer vir die ouens leer 10 steps how to be a better man and how to be a better woman and how to be richer and how to be what ook al. Dis nou tyd dat die wêreld sal hoor, hef julle hoofde op. Maranatha. Jesus is op pad. Amen. Amen. Halleluja. En ek gaan vanmôre gee wat die Here my hart gee. Ek was van plan om te praat oor iets anders terwyl ek. Maar die Here, ons wik en God beskik, né? En ons het so geseënde bid hier gehad Woensdag aand weer. Ons bidure is baie geseënd, hoor. En my vrou het nou al die goed gesê van die vasting hierdie week in Middelburg gemeente en Trigat gemeente, as ook baie voice clip luisteraars vas saam met ons hierdie week, né? And I believe that when you come with your anointing and you come with your anointing and we come together, it forms a corporate anointing. Het is geen probleem vir die duiwel om klein vlammetjies dood te maak nie, hoor. Maar kom vuur by mekaar en dan amen. Want daar's 'n spreekwoord wat sê dat vuur verwek vuur. Jy steek nie vuur met water aan nie. Behalwe as jy Elia is. Oh my word. Ja, ek like hierdie goed wat so werk in wetenskap en biologie. John G. Lake bid vir 'n vrou wie 'n hysterektomie gehad het.
Dis baie jare terug. Ek dink daai jare het nog hysterektomie gedoen met 'n swaard en 'n kettingsaag en dan nie soos vandag nie. In elk geval, en hy bid vir 'n vrou wat hysterektomie gehad het. 11 maande later gee sy geboorte aan 'n seun. Nee, julle verstaan. Ek neig my om te glo dat ek dien nog daai God, hoor. Amen. So ek wil so 'n ligte lyn sê, al julle vrouens hysterektomie, hou vas. Vat jou Bybel, Lukas 23. Amen. Ek glo dat die tyd van wonderwerke is nie verby nie. Dat die Here vanmôre by ons gaan stil staan. Baie welkom, Heilige Gees. Wil jy nie sê, Holy Spirit, thou art welcome in this place. Halleluja. Ek wil julle hoor sê dat Holy Spirit, thou art welcome in this place. Halleluja. Glory to God. En dan natuurlik, almal wie vanmôre hier is, daar's 'n paar wat verskoning gemaak het, Mannekamp en Mighty Men en wat ook al. En ons bid dat die Here hulle ook sommer net sal seën. En my vrou het goed alles gepraat oor die week. So jy het dit nou. So en dis hoop om julle volgende Saterdag te sien. Power Hour, Creative Miracle Hour. Na ons week van vasting. Die Bybel sê dat hierdie geslag sal nie uitgaan sonder vasting en gebed nie. As die kerk net weer kan leer om te begin vas en te bid, en dan gaan ons minder lyk soos wat baie van julle nou lyk. Amen. Loof die Here. Lukas 23 en wel daaraan vanaf vers 26. Lukas 23 vanaf vers 26. En as jy die eerste keer hier is, wil ek vir jou sê die moontlikheid dat jy goed van ons gehoor het, dat ons nie lekker is en ons kop los is. Jy het reg gehoor, want Paulus sê, as ons uitsinnig is dit tot eer van God. Halleluja. Amen. Lukas 23, 26. Opskrif daar, Jesus op weg na Golgotha. Is jy nie bly, daar's geen ander God wat dit kon doen nie? Amen. Geen ander mens wat dit kon doen nie? Amen. Amen. En toe hulle hom weglei, neem hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat van die veld af gekom het, en sit die kruis op hom, om dit agter Jesus aan te dra. Nou luister, ek het nie woorde nie. As julle nou vanmôre dalk redelik net is, of vir die eerste keer die is, wil ek dan vir jou sê, ek kan nie sê hoeveel keer het ek net oor hierdie vers al gepreek nie. Oor neem jou kruis op en volg my, né? Daai storie, né? Ok, vers 27, en 'n groot menigte van die volk het hom gevolg. Vroue wat rou bedryf en hom beklaag het. Dat ek gou geïsoleer. In daai tyd, kan jy dit glo? Ongeag baie keer wie se begrafnis dit was, jy het weepers gehuur. Jy het mense betaal om by jou begrafnis te kom huil. Jy weet jy kan dit vandag nog. Vandag is dit anders, hulle eet 'n besaam. Ok, los dit. Maar Jesus het hom omgedraai. Dis nou terwyl hulle rou beklag. Vers 28. Maar Jesus het hom omgedraai en vir hulle gesê: Dogters van Jerusalem, moenie oor my ween nie, maar ween oor julle self en oor julle kinders. Want daar kom daar waarin hulle sal sê, gelukkig is die onvrugbares en die moederskote wat nie gebaar en die borste wat nie gesoog het nie. Dan sal hulle vir die berges begin sê, dis maar die begin, val op ons, heuwels, bedek ons, want as hulle dit doen aan die groen hout, hier praat Jesus van homself, wat sal met die droë hout gebeur? En daar is nog 2 ander kwaaddoeners weggelei om saam met hom tereggestel te word. Net so voor jy sit. Een van die eerste wonderwerke wat Jesus gedoen het op aarde was toe hy water in wyn verander het, né? So die Hannepoort ouens is baie lief om te sê dat ek kan wyn drink,
Want Jesus het water in wyn verander. Laat ek jou gou reg help. Daai was 100% druiwesap. Hoor jy nou wat ek wil vertel? OK. Daar was nie alkohol ingegooi nie. OK, nee. Party mense bid vir 'n maagpyn wat die Bybel sê drink wyn. Die eerste wonderwerk wat hy op die kruis doen, terwyl hy asem het, en die laaste een was die redding van 'n moordenaar wat langs hom gegaan het. Nee? Ek wil nou nie teologies begin klink nie, want dan gaan jy nou verveeld raak. So ek wil net vir jou sê, sonder dat hy gedoop was. Want daar was nie tyd vir dit nie, né? Dit maak ook nie die doop irrelevant nie. Want as jy tyd het, en God praat met jou, dan moet jy jouself laat doop. Dat ek het sê, want jy kry hulle wat glo, dat jy moet nie doop met onderdompel nie, jy moet doop met, né? Wat sê hy man? Hy sê daar is baie water. Wat verhinder my, as ek dan 'n bolletjie oasis het, né? Is dit nog genoeg? So ek het nie baie water nodig nie. Maar hy sê, daar is baie water, wat verhinder my om gedoop te word? En die Bybel sê, en hy het van die wa afgeklim, en in die water, Titus 3 vers 5 sê, want julle ken die genadegawe van julle Here Jesus Christus, né? As jy nie op grond van julle werke nie, maar na sy barmhartigheid, het hy jou gered, deur wat? Deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing van die Heilige Gees. Nou gaan nog glad nie daaroor preekie, so sit maar jou vasstande terug in jou mond. Dat weet vir jou dit sê, dat die wonderwerk wat Jesus, he still had time to do a miracle. He did not cease performing. Soos wat hy 3 jaar geperform het, het hy geperform op die kruis. Amen. Ek dink hy verdien 'n standing ovation. Ek dink hy verdien 'n handeklap. Amen. Is jy nie bly dat hierdie Jesus het nie net met jou begin nie, maar wat hy met jou begin het, sal hy ook voleindig. Julle kan maar sit. Hou dit 'n gedagte terwyl ek praat vanmôre, hoor. Ek kry hierdie half eienaardige tema uitgebloei vir wat? Uitgebloei vir wat? Nou, ek het myself voorberei, ek het iemand gesê woensdag aand by ons biduur, dat ek kan nie wag tot sondagoggend nie, want sondagoggend het ek 'n boodskap wat die Here gaan jou bless, en ons gaan lekker kerk hou, en waar die woord van die Here sê, jy sal nie aan die tafel sit totdat hy hier is nie. Nou ek sal by 'n ander geleentheid, en ek, want ek is nou op daai van, onthou julle dat ons tema vir hierdie jaar is, the year of conclusion nie, afhandel, die jaar van afhandel. Ek glo dat die Here gaan hierdie jaar, as hy nie hierdie jaar kom, alhoewel ek glo hy kan kom. Moenie dat hierdie ouens, hoor, julle is nie hier nie, hoor. Hier's livestream ouens, hulle is hier, hoor. Hulle is hier, ek dink hulle is net bang, hoor. Hoor gou baie mooi. Ek glo dat die kans is goed dat die Here hierdie jaar kan kom. Die kans was goed dat hy laas jaar kon kom, en die kans was goed dat hy die jaar voor dit kan kom. Die kans is goed dat hy hierdie jaar, maar laas jaar was daar nie oorlog tussen Amerika, Israel en Iran nie, hoor. Amen. Ons is nou al verby die heifers wat reg is, en die tempel wat so goed wat hulle gaan bou wat reg is, en ons is verby dit dat die klere van die en die Torah en die goedes is reg, en al daai, ons is verby dit, dis al lankal reg, en ons weet dat die heifer is reg, en hulle gaan eendag daar offer, en hulle kan nie offer terwyl ons, oh my good God, en hulle kan nie offer terwyl ek en jy is nie, want iets moet gebeur, en iets gaan gebeur, en dit maak my opgewonde. Maar hy sê wanneer daar oorloë is en gerugte van oorloë en hierdie goedes, hef julle hoofde op. Hy sê dit nêrens ooit voor dit nie. Hy sê maar wanneer die hel losbreek. Ag, ek praat nie van ek kan nie my krag betaal hel nie, hoor. Ek praat nie van ek het nie petrol nie.
Heerlikheid, kan ek nie tog een Sondag van Marga nooi? As sy net vir julle kom preek hier, of julle sê, dat God is groter as jou petrolgeld. En God is groter as jou water en ligte God. En hy's baie groter as dit. Hy sit op die sirkus van die aarde. En God weet vanmôre wat jy nodig het. Maar ek wil praat oor hierdie onderwerp. En jare gelede, ek kom nog nie van gister af, in Pinkster, ek het in Pinkster groot geword. Ek het nie 'n keuse gehad nie. Ek was in Pinkster ek het 'n kwaai pa gehad, hoor. En 'n kwaaier ma. Kwaai ou tannie, hoor. En ons het 'n keuse gehad. Ons was 5 seuns. We were rascals. OK, gaan Google dit. Ons was relatief woelig. Maar kyk, ou Greta. As hy vir jou gesê het, sit, dan sê jy, op watter stoel? En ek ken dit vanaf ek klein is. My eerste keer wat ek 'n tale gesing het, was ek nog baie jonk. Ek was in 19, dat ek gou my somme uitwerk, dis eergister, hoor. Ek was in 19, amper sê ek nou, 160, 55 billion, 100 en goed is. Ek was in 1976 gevul met die Heilige Gees. En in 1978 was ek gedoop. Deur pastoor Hannes Lapeskagh, een van die groot ikone van die PPK. Maar ek onthou my een ervaring wat ek gehad het in die kerk. My pa, julle wat nou ruk saam met ons kom van die nuus, gaan hulle nou 'n bietjie enjoy. My pa, ons het altyd so pas so 3 die tweede of die derde ry gesit. Verkies ek die derde ry. En my pa het gesê, jy sit altyd langs my of voor my, maar altyd binne klapafstand. Ag, geeslik. Ek is vandag blessed want my pa het my sideways afgetrek. Binne in die kerk. Verstaan? En hoor gou baie mooi. Ek onthou een keer 'n pastoor Hardy Kok, hy's oorlede, hy het ook saksofoon gespeel. Toe sing hulle daar 'n koortjie, die Here is my herder, sê vir die Chini, en baie diep haal hy my uit. Kyk as hom sê baie diep, hy elevate hom mos so dan hoor hy fluitspelers blaas en goed is. En die volgende oomblik, ek weet nou nog nie tot vandag toe, né, weet ek nie pas so drie hoe het ek op daai verhoog gekom nie, maar toe ek myself kry, toe staan ek agter die kansel met 'n mikrofoon en begin 'n tale sing. En ek sing dit in tale. Baie diep haal hy my uit, sing ek in tale, en ek sing dit in tale, en ek eerlikheid, en hoe meer ek dit in tale sing, hoe harder blaas pastoor Hardy Kok daai saksofoon, en hy blaas hy, en hy vang daai beat, en ek dink Gabriel, en Michael het in die hemel so ag, die eerlikheid, en dan so begin ek two-step saam met my, want daar is geen groter vreugde vir die Here, wanneer iemand kom, en sy hart en sy lewe vir die Here gee nie. Come on ouens, en ek sing hy dit, maar ek kan onthou meer as een keer, ons het 60, 70 kilometer kerk toe gery, elke liewe Sondag, 12 jaar, 11 jaar, 10 jaar in die Sondagskool, op daai kilometers en die een Sondag gemis nie. We had no choice. En weet jy wat, daar was 'n lied wat hulle gesing het. Stand up for Jesus. Soldiers of the cross. Lift up your royal banner. It must not suffer loss. From victory unto victory, his army he shall lead, till every foe is vanquished, and Christ alone is Lord. En ek weet nie of dit 'n déjà vu is nie, ek weet nie of 40, 50 jaar net so vinnig verbygegaan het nie, maar dit voel vir my soos déjà vu, wat die Here sê, waar is die kruismanne, that will stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Come on, sit dit ons drie, wat sê, lift up the royal banner, it must not suffer loss. Hoekom sê ek dit? Ek sê dit ook in hierdie vertrek vandag, maar ek sê dit tot in Canada, ek sê dit tot in Amerika. This time that the remnants of God will lift up the banner and say, this gospel must not suffer loss. Ek het eendag gepreek, my vrou het baie keer aan van ons bid,
God het 'n plan en dis sy heilige plan. En wanneer jy staan vir iets, ag moenie staan vir niks nie. As jy staan ten minste vir iets. En sê luister, dis mos ons vaste week. Ek en my huis sal die Here. Kan jy dat jy sal hoor vanmôre? Hy sê, and Christ is Lord indeed. En nou, oom Hardy is nou al huis toe, hy het my vrou getrou. Ag, wie van julle wil graag huis toe gaan met 'n lekker storie? Wil jy graag een hê? Mis jy preek en hoor die storie. Ek en sy moes trou. Ja, tel op jou vasstande. Nee, so. Waarvan praat hy? God never calls the qualified. He qualifies the called. Gee ek my, sê ek dis reg nie, dis nie reg nie. Dis nie reg nie. Maar ek wil vir jou sê, ek eer God. Dat toe daai vrou van my swanger was op 17, ek het haar groot gemaak. Op 17, toe sê die kerk, aborteer die kind. En 'n pastoor met 'n krom saksofoon staan op. Hy sê, Here, kan maak wat julle wil, maar ek gaan hierdie twee kinders trou. Hy sê dit net so, hy sê, ek gaan hulle trou. Hy sê, en my ma sê nee, en my pa sê ja. My ma sê, jy sal die teken, nou Jack sê, ek gaan teken. Ek sal later verduidelik onder wat 'n toestand was hy toe dit gesê het, maar ek sê, dit gebruik die Here die duiwel ook. Hy sê, ek gaan sign, hoor. Hy sê, nee, ek gaan sign. Hulle kan maak het wat hulle wil, ek gaan sign. En nou Jack sign vir ons, hoor, en nou staan ek en sy in 'n pastorie, heerlikheid. Ons trou in 'n pastoor. Was dit in 'n weeksaand, my skat? Ek weet nie, ek weet nie of dit Dinsdag of Woensdag of Dinsdag was, nee, ek weet nie. Maar ons staan in 'n pastorie, twee kinders, en hy trou ons, en hy sê hierdie woorde, hy sê, ek het hierdie gevoel, dat hierdie twee jong kinders, gaan vir die Here se werk eendag iets beteken. Luister gou baie mooi, jy sê, pastoor, hoe haal jy die goed aan? Daai selfde dogter, wat hulle wou gehad het, ons moet by die toilet afflush, is vandag my oudste dogter, sy's 'n pastoorsvrou. Nee, julle hoor nie wat ek sê nie, sy's 'n pastoorsvrou vandag, hoor jy, that enemy will attack you. Ek sê weer, dit was verkeerd, ek het my dogter gesê, as julle ooit kom, en julle sê in die ander tyd, hou verby, hoor, ek het van dit gesê, hoekom sê ek dit, die kerk, Pinkster het nie verander nie, die mens het verander, God is gister en vandag, en alle ewigheid, kan iemand nie die Here prys, ek sê, hy is dieselfde, en die Here praat met my gister, ek sê, Here, en die Here sê vir my, hy sê, dit is jou plig, nie, julle wat ek sê nie, is asof God Jan, hy sê, dit is jou plig, ek sê, Here, wat is jou plig, wat is my plig, hy sê, dit moet jou passie wees, ek sê, wat Here, hy sê, om op te staan, en te sê, dat jy sal nie stil bly nie, jy sal sê, ag nee, jy sal sê, dat ek is die God van Abraham, Isak en Jakob, elke valse voorvader, God in Suid-Afrika, en dat die wêreld sal hulle knieë buig voor God. Here sê, dis jou roeping. Hy sê, laat dit jou liefde vir my wees. Weet jy wat, die kerk sit vol mense, wat net sê hoe lief hulle God het, maar daar buite verraai en verloon jy hom, 7 days on a Monday, 7 times on a Monday. Daai wat jy in die aande sit, tot 1 in die oggend, en jy Google op jou telefoon, pornography, that's blasphemous, that's om sy liefde terug te gooi in sy gesig, en die Here sê, waarvoor het ek uitgebloei? Waarvoor het ek uitgebloei? Ek het net gebloei nie, man. Ek het uitgebloei. Ek so, Here, in 'n tyd, julle sal dit onthou nou so 2 of 3 bidure terug, en ek dink so, dat ek het genoem op 'n preek, wil ek vir jou sê, in 'n tyd, waar God vrees verdwyn het. Pastor Dries, laat hulle vir my, en vir jou lag, man, en laat hulle ons spot, laat hulle vir ons sê, net wat hulle wil, ons sal niks anders as die waarheid preek, van hierdie kansel af, en op hierdie platform nie.
Ons is hier om te kyk hoeveel mense ons, hoe groot is ons klub, en hoe groot is ons vereniging, en hoe groot is dit nie. Ons wil die hel leeg kry, en ons wil die hemel vol kry. Heiligmaking word vandag as oudsmodies beskou. My beste compliment, 2 van hulle, 2 goed, baie jare terug, ek gaan nie eers daarin, gaan ek hier daaroor getuig al, is iemand wat vir my vrou sê, ek het 'n probleem met julle. Sy sê, wat is dit? Sy sê, ek het 'n probleem met jy en jou man het 'n obsessie met God. Sy sê, baie dankie vir die compliment. En die tweede een is, wat iemand al vir ons gesê het, vir my, ek doen 'n livestream, en iemand sê, weet jy wat, laat gaan hierdie ou dinosaurus godsdienst van jou. Wanneer wat ons sink, weet jy wat soek hulle? Hulle soek blou ligte om te flikker. Hulle soek smoukskerms voor in die kerk, dat die rookwalms opgaan, dan stap hulle uit, dan sê hulle, o, die gees was daar, maar die gees werk nie in rookskerms en in disco ligte nie. Nee, come on, hy werk nie so nie hoor. Ja, hy werk all by himself. All by himself. Jy het sien die gees aan nie. Jy kry hom nie excited nie, hy daag op, en as Jesus instap, dan bewe elke duiwel, en elke helse mag. Here, onthou jy ek het gesê, as baie kerke, hulle het meer mensgemaakte motion, as wat hulle devotion het. When the church became loud on stage, and silent in prayer. Vandag is daar meer skandale. Ek het ook dit gesê, wil het weer sê. Daar was hierdie week weer 'n paar. Daar's meer skandale vandag in kerke. Geestelike droogheid. Meer rookskerms as Heilige Gees vuur. En alles is fake. En hierdie ding het groter geword as hierdie. Hy het groter geword. En goedheid en guns word gemeet af wat se karre kry. Ek wil vir jou sê, hierdie movement dood meer mense in hierdie swembad hier buite as wat kerke en hulle bidkamers dood. Ek weet wat het is om 'n hindoe onder hy rooi korretjie uit te doop, man. 'n verlamde hindoe. Ek weet wat het is. Dalk die Here vir ons wil dit nie weer so doen nie, maar ek gaan dit nog maar sê. As 'n hindoe in die kerk kom en dan lig hy ding op ons hy rooi tou wat hulle om hulle draai. Ek weet nou nog nie waar my vrou daai knipmesse kry. Sy sê hy tou sommer binne in die kerk af. Ek dink hy hindoe hardop nou nog. Hy sê nog sê, they use weapons of mass destruction. Hulle kos hier die Here crazy prys, man. Daar is 'n ding wat ons mis. And you can never unhear what you have heard. Hoor, you can never unhear what you have heard. En jy gaan hoor vanmôre. Hoor gou baie mooi. Ons mis die ding en vergeet dat Jesus se kruis was plus minus 650 meter ver gedra. Dat is 'n halwe kilometer. Die bloedverlies en die uitputting het veroorsaak dat hulle Simon kry op die kruis te dra. 'n Kruis het geweeg gemiddeld tussen 136 tot 145 kilogram. Daarom het hulle die meeste van die kere net dat die beoordele of die verhoorde het gewoonlik net die horisontale balk gedra. Hy was so 40, amper so swaar soos 'n sak sement. Moes hy dra. Ek sê nie vandag dis wat Jesus gedra het en dis net wat hy gedra het of nie. Ek het nie daai inligting nie. En ons gaan nog 'n paar smaar Jan Pierewits kry wat vir my nou weer teologiese ding kan stuur wat die huisgenoot uit seils uit gaan vat. Maar kom ons sê, as hy die hele kruis gedra het, was dit 140 kilogram.
as hy die dwarsbalk gedra het, was dit amper gewig van 'n sak sement. Hy het gelei aan bloedarmoede, aan uitputting. En jy kon sien waar hy vandaan kom. Want sy bloed het dik gelê in die vierkantspilare van Pilatus, het sy bloed gespat. Julle wat hy droom geluister het, so 'n paar weke terug, het sy bloed gelê, so dik en het geloop en het gespat, en sy bloed was op die bors van 'n Romeinse soldaat. So jy kon kyk waar hy vandaan kom. Merk net die bloed. En jy kon kyk waarin hy gestap het. Deur die bloedspoor wat hy agter hom gelos het. En tussen die geeselpilare van Pilatus, pastoor, in die koppie van Golgotha, 650 meter, give and take, het hy gestap in die grootste agony wat geen mens nog ooit kon oorleef nie. Want hy was geslaan soos geen misdadiger nog ooit geslaan was nie. Ek wil ergens heen gaan met hierdie, maar mooi luister my uit. En daar's 'n mediese feit, ek het dit gegoogel. Dan die Google. Hoor wat sê hulle? Ek wil net gou vir julle sê, Johannes 19 vers 34, julle ken hy skrif. Wat het daar gebeur? Hy sê die soldaat het gekom en hy het die spies en sy uitgedruk en bloed gemeng. Nou ons het al 'n keer teken van geboorte, as 'n vrou se water breek, is 'n bloed gemeng met water. Ons ken al 'n hele ritueel, ons ken al 'n hele storie, maar hier is iets anders te. Terwyl ek praat oor waar hy nou was, want daar begin die bloed. Ek lees nêrens behalwe in die tuin van Getsemane waar sy sweetdruppels soos in bloed verander het nie. Lees ek nêrens in die Bybel waar Jesus werklik gebloei het nie. Maar jy kan teruggaan na die geeselpilare van Pilatus en daar sien jy sy bloed. Daar sien jy ryk sy bloed daar en jy sien 'n streep. En Simon van wat uit die bos uitkom. Hy kom uit die bos uit. Hy was 'n bosbewoner en hulle stop hom. Ek weet nie eens waartoe was hy op pad nie. Hy was op pad Pick n Pay toe en toe stop hulle. As jy luister, ek beveel jou dra daai misdadiger se kruise en hulle gooi daai bebloede kruis so op daardie man. Weet jy wat maak dit, pastoor? Dat ek dit nou maar sê, 1000 keer al gesê. Hy loop agter Jesus aan en Jesus sê, as jy my wil dien, moet jy wat? Jou kruis opneem en jy moet my volg. Daar's 'n preek en jy het klaar gemis. En hy loop in die bloedspoor. Simon, waarheen gaan jy? Ek weet nie, ek volg jy die bloedspoor. Ek loop net aan die bloedspoor van Jesus, maar hy's besig om al hoe minder te bloei. Al hoe minder. En maar Johannes 19:34 bevestig 'n gruwelike realiteit. En dit is, die mediese feit sê, ek het die vraag gevra, wat was sy toestand in order for blood to be mixed with water? It was mixed with blood and not blood mixed with water. Jy vat Ouros, dan gooi jy 2/3 water in. En nie eens 1/3 nie. Kom as jy gooi 3/4 water in en 1/4 Ouros. En dis nie die water, dis die bietjie Ouros wat die hele water verander. 1 druppel bloed. Ek sê 1 druppel bloed. So dit was, hy sê, en daar het water. So die meerderheid, Nico, was water. Gemeng met. Ek kyk, hy sê, this separation of fluids indicated that Jesus has likely died from severe trauma, such as a tremendous shock, causing, want dit is die mediese terme. Dr. Poegenpoel van Klaver, daar gaan ons ek weer in wees, wat sê jy nou hoor? Causing fluids to accumulate around the heart and lungs, also a sign that there was hardly any blood left.
uitgebloei. 3 ure, die hele kruisiging episode was about 6, uitgebloei. Kyk jou vir my, ek gaan nou eers begin 'n preek, hoor. Niks terughou nie. Behalwe vir die bloed, wat hy moes opvat. Jongman, hier is lekker, hoor. Om te gaan besprinkel op die altaar vir God. As die hoëpriester, het hy alle bloed op die aarde gelos. Nee, hierdie moet insink. Hy het hom nie leeg gebloei in die hemel nie. Hy het hom leeg gebloei in 650 meter. En hy het net genoeg. Toe hy hom gaan vertoon aan sy vader, toe sê sy vader, dis 'n roofie teologie, Sanet. Hy sê, en Jesus sê, 'n persoon enige oor gepreek, ek wil nie sy preek vat nie. Hy sê, dis asof Jesus gesê, God die Vader, na 33 jaar, dis God die Seun. Ek het ook gesê, ek lyk bietjie anders dan hy. Hy sê, wat is die prys? Wat sal, wat is jou naam, jongman? Tristan. Wat sal het kos? Vir Tristan, en God sê, nothing but the blood. Hy sê, by the way, ek het so bietjie saamgebring. En hy vat die bloed, en hy sprinkel die bloed op die altaar, voor God soos die hoëpriesters gemaak het. Want die Bybel sê, hy het eenmaal ingegaan na die Koba, as 'n hoëpriester, net een keer, en hy gooi die laaste bietjie bloed wat daar was, gooi dit uit op die altaar, en weet jy wat gebeur? Is asof Jesus skuif tussen God die Vader en Tristan, en elke keer as God na jou kyk, moet hy deur sy seun kyk na jou toe. Is dit nie awesome nie? Jy sê, pastoor, waartoe ga jy met hierdie ding? Hoor gou baie mooi. Luister, jy sien, buite die bloed van Jesus, wat hy gesprinkel het, moes hy al sy bloed op hierdie aarde gooi. Maar ek het nuus vir iemand, in die geestesrealm, is dit die bloed wat droog geword het nie. Dit was niks anders as 'n bloedtransplante, 'n bloedoorplanting, halleluja, wat die Here gesê het. Hy sê, ek haal jou uit hierdie pest-infected omstandighede, en ek is bereid om myself te ontledig, dat daar niks van my oor is nie. Weet jy wat, ek sê nou vir jou, medies gesproke, het daai hart van hom meer wind gepomp, as wat hy bloed gepomp het. Jy sê, hoekom so ernstig, pastoor? Ek wil vir jou sê, die Here wil vanmôre met ons praat, want die wy wat ons baie keer optree, en hoe ons leef, en hoe ons praat, en hoe ons dinge doen, sê God vanmôre, het my seun werklik homself verniet uitgebloei. As dit dan nou nie vir jou is nie, dan praat ek nou met daai een wat by sy sitkamer sit en TV kyk, wat eintlik in die kerk moes gewees het. Wil ek vir jou sê, hoeveel keer gaan jy nog na 'n livestream of 'n preek, na jou kamer toe gaan en jou sigarette uit jou glaai uithaal, en jou drank gaan drink daar in jou kroeg, en jou pornografiese tydskrifte wat jy bo in die dag wegsteek, ek voel die Here openbaar iets hierso, wat jy wegsteek, daar's 'n liedjie wat sê, daar is 'n oog in die hemel, wat jou sien, hoor. Ek wil vir jou sê, dis tyd dat die kerk weer op 'n plek, en dis wat ek probeer sê, dat die kerk weer op 'n plek kom, dat as ons die Here dien, dat ons die Here dien, ek en my huis, dat ons die Here dien, as jy weet wat die los hom, maar jy kan hom nie dien met 'n halwe hart nie. Dis lekker. Pas ook jou, as jy gassprekers kry, is reg, hier is die herder van hierdie movement, en hierdie ouens kom sê baie mooi goed, wat my excited kry, maar ek ken jou nie. Maar as ek verby die dorp ry, en dit beteken ek het jou kar se ringe gegaan het, dan is dit of wat jy wyp, of jy suig aan 'n ding, maar Sondag gaan ons almal hemel toe. Ek wil vir iemand sê vandag, dat dieselfde bloed, dat brought redemption, gaan ook oordeel bring. Want 'n God van my jou sê, ek het my uitgebloei. Vir wat? Vir wat?
Want die Bybel sê klaar in Matteus 24, 50% van die mense gaan dit klaar nie maak nie. Ek sê Here, hoor wat sê vers 27, ek wil net gou vir jou lees. As jy nog hier sê amen. Hy sê en 'n groot menigte van die volk het hom gevolg en die vroue wat rou bedryf het oor hom die rou beklaag. En jy moet hierdie snap vanmôre. Hoor wat sê vers 48. En al sy bekendes het ver gestaan, ook die vroue wat van Galilea gevolg het hierdie dinge gesien. En die hele skare was vir hierdie skouspel by mekaar. Wie van julle onthou daai preek van my by die konferensie? Die skouspel. Met ander woorde, hoor gou hierso. By elke brood wat hy gebreek het, en elke vis wat hy vermeerder het, en elke siekte wat hy gesond gemaak het, en jy's by die bid hier, en jy's Sondag by die kerk, en Sondag aand het ons broodjies aand, en ons is daar, en ons het dit, en ons het doen dat, en ons doen dit, jy's by alles, jy's by die voorsangers, en jy's by die, jy preek so nou en dan, en jy doen al die goeters, maar toe Jesus hulle nodig gehad het, toe verander sy kruisiging in 'n skouspel. En die psalmdigter skryf, hy sê, my vriende het ver van my af gaan staan. Hulle wat in die binnekring gesit het, en jy sê, pastoor, wat 'n assosiasie maak jy vanmôre? Ek probeer vir jou vanmôre sê, daar's meer van die kerk afwesig, as wat daar van die kerk teenwoordig is, en nou praat ek nie van leë kerke en vol kerke nie, jy kan vol sit en die helfte kan nog steeds absent wees. Jy kan in die kerk sit, jy kan by die Heer sit op 'n Vrydag aand, en jou motiewe is onsuiwer, en jou motiewe is nie daar nie. Jy kan in die huis van die Here sit, en jy sit in die kerk en jy is kwaad vir jou man. Hoor die pastoor vir jou sê, jy mors jou tyd. Jy sit in die kerk en jy is kwaad vir die pastoor. Wel, sê my wat ek nie weet nie. Die dag, jong meis kinders so serie, en wysie kindertjies en seentjies, ek het al by hulle gesit, waar een van hulle, onthou baie jare terug, wie enige ouetjie wat brein dood verklaar was, toe maak sy been so, Desiree, toe ons van bid, wat met God speel, 'n jong kappel wat in die kerk sit, 'n paar jong manne, ek like julle jong manne, julle sharp hoor, maar hulle sit so agter in die kerk, en pas op Pieter Snyman preek, en een van die jong manne staan op, en terwyl hy opstaan, skree hy terug, hy sê, jy prediker sal my nooit weer sien nie, en hy hele ry stap af, terwyl hulle in die kerk is, hoor hulle spin uit die kar uit, sekondes later hoor hulle 'n slag, hardop uit, 4 rigting stop, kar geskiep, hulle kar hy op sy dak, toe sy kar klaar nie brand, hulle skree in die kar geroep tot God. Baie mense sê, pastoor Gelman, ek sal my voet nie weer in die kerk sit nie. Wat hoor, houd ons jou nie donderdag voete eerste instoot nie. O jene, ek is alleen hoor, pastoor, jy moet ons bless, ons kom vir 'n blessing. Dit is van blessing dat jy so groot is, en so oorloop, en die geil loop uit jou uit, en jy bid nie, en jy sal so bederf, dat jy kan jou selfoon vat, en die pastoor tweede oggend WhatsApp en sê, bid nou vir my, wat weet jy wat, ons moet op 'n plek kom, waar jy 'n bottel olie in die hande kan kry, en jouself ook kan salf voor jou spieël. Jy moet op daai plek, pastoor, mag ons nie vir ons of jou bid 24/7, maar ek wil vir jou sê, God is nie 'n spaarwiel nie. Vir wat het hy gebloei? Hy het nie gebloei. Dirk, man, ek hou van hy nuwe wa van jou, laat hulle weet. Maar dis hoekom hy gesterf het nie. Hy het nie gesterf vir hierdie televisie nie. Hy stel nie belang aan die klere wat jy aan het nie. Hy stel belang in jou. Nee, geen mens op die aarde kan jou lief hê soos wat hy jou het nie. Jou chommies gaan jou los soos wat hulle hom gelos het. Toe hy sterf, kyk, solank as wat jy die oude meester gee. En jy die vuil grappe vertel, soos jy 25 Vrydag aand by jou braaivleis vier. Maar gaan kerk toe, dien die Here, as dit net jy en jou vrou. Is jy nog lief vir my? En hy sê daar, hier is my so sad, Brigitte, Simon stap met die kruis.
Hy was hier by een wonderwerk nie. Hy ken hom nie eens amper nie. Hy het nie eens 'n keuse nie. Weet jy wat vir my so sad? Simon hoor, hoe kreun hy? Simon hoor, ek wil nie sê hoe murmureer hy nie, maar Simon hoor hom, wat sing hy, ouens, en ek hoor die houtkruis kraak. Simon hoor hierdie goed, en sy vriende, profeteer Dawid, in Psalm 38 vers 12, hy sê, en my vriende, het ver van my af gaan staan. Hulle was vriende, maak, toe ek die goed gegee het. Hulle was vriende, oh, come on. Hulle was vriende, toe ek die lekker ou was. Maar toe hulle hoor ek het my hart vir die Here gegee, toe gaan staan hulle ver. Come on, kan iemand amen sê op dit? Toe gaan staan hulle ver. Het Jesus nie gesê dieselfde beker as wat ek gedrink het, sal julle drink nie. Jy sal ek voel. Hoe voel het as wat mense wat vir jou gesê het, ons sal jou nooit los nie, jou eerste los. En hy hoor hom kreun. En jy weet, ek glo absoluut. As jy die evangelies van julle wat nou in die Bybelskool is, die 4 evangelies, beskryf Lukas hierdie geval. Ek dink hy's die enigste een. Maak dit seker, maar hy beskryf, as, jy sien nie hierdie in die ander gedeeltes nie, in die ander evangelies nie. So dis asof Lukas daar was, of ten minste daar naby was, as ek het so stel. Maar hoor gou baie mooi. Matteus skryf iets wat Lukas nie skryf nie. Kyk gou van my, vat nou raad van my hoor. Gaan lees die kruisiging in al 4 evangelies. Dan sê jy is verbaas wees, wat 'n prent hy vir, want Matteus skryf dit, en Johannes skryf dit, Lukas skryf die breedvoerigste van wat daar gebeur. Maar Matteus skryf iets wat Lukas nie skryf in vers 25 van Matteus 27. Hy sê, en die hele volk antwoord. Nou, hier moet jy nie mis nie hoor. Is jy reg? Kan ek nog so 88 ure kry? Hy sê iets wat die ander nie sê nie. Hy sê, en die volk sê, omdat nu staan Jesus nou by Pilatus, Barabbas, jy al gehoor van Barabbas? Wie was hy? Was die moordenaar? Tussen hom en Jesus. Wat in God, kruis sy arms? Nee, hy moet Barabbas vervloek en Jesus seën, hy kruis sy arms. Jesus word 'n vloek, sê Galasiërs, en die vloek is aan die kruis genaal, en Barabbas kom los. Is jy nie bly dat God in sy arms gekruis nie? Amen. Hoor gou hierso. Hoor wat maak hy? Hy sê daar, en hulle skree, daar is onder, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Ag, Jesusie. Laat sy bloed op ons kom. En dan wil ek hê dat jy 'n mooi ding sal hoor. Nie 'n druppel hier en 'n druppel daar nie. Laat al sy bloed op ons. Wat hulle nie geweet het nie. Was that the blood of Jesus did not call for vengeance? Yes. Ag, Here, help my preek. The blood came to set the captives free. En die eerste bevestiging dat die bloed het indruk gemaak op Dries was toe die Romeins, sy mense, sy familie staan ver en 'n Romeinse soldaat val op sy knieë. Hy steek sy hand op. Hy sê waarlik, hy is die seun van God. En hy bloei hom uit. Hy bloei hom uit. En laat ek dit na 'n punt toe kom, ek gaan regtig nie so lank praat, ek het dit 'n joke gemaak, so jy kan maar weer kleur kry in jou gesig. Maar Jesus het omgedraai. Sien gou hierdie prentjie, 650
meter. Ergens in dit. Draai om. En hy sê, dogters van Jerusalem. Op daai stadium was hy, ek weet nie, niemand sal weet nie. Maar ek sou sê, plus minus ongeveer 90% al uitgebloei. Hulle hoor die fluit van sy long, hy het geen vlees op sy rug gehad nie. Hy was afgerig met die 39 katsouwe met die kloue. Jy kon sy organe van agteraf sien. Jy kon hoor hoe fluit sy longe. En hoe pomp sy hart wind. Dan vat hy kruis en is hy balk op Simon. En Jesus stap. En hy doen iets wat geen mens op hierdie planeet kon doen nie. Daar is die kruis. Daar is hy is op pad hiernatoe. Hulle doen hom 'n guns, hulle dra, en Jesus stap, ek wil so maak, en Jesus stap, en die volgende oomblik hoor hy die weenbeklaars en die vrouens wat hy agterop, en Jesus stop, en in daai toestand draai Jesus om. As jy nie bly het gesê, let's just get this over and done nie. As ek by die kruis kom, ek kan nie meer nie. En hy draai om en hy sê, kerk, the light movement moet nie oor my ween nie. Ween oor jyself. As jy ooit wel hy kyk in die spieël en hy oor jou eie kondisie. Hy sê, want daar gaan dae oor julle kom. En hy profeteer. Kyk gou vir my, weet jy wat sy geweldige slag was dit in die geestesrealm maak? Dat hy stop sy eie kruisigings. Want onthou, hulle kon hom nie doodmaak nie, hoor. Die Bybel sê, Jesus sê, ek sal my lewe self aflê, en ek sal hom self op. He kept himself alive. En hy draai om. Is jy nie bly dat Jesus kept himself alive, sodat jy vandag 'n stoel kan hê, binne in hierdie bedeplek, halleluja, waar jy kan sê, Here, baie dankie, dat ek 'n sitplek het. Hoor gou baie mooi, ek wil hê jy moet luister. En hy draai om. En hy sê, dogters van Jerusalem, moet nie oor my ween nie, maar ween oor julle self en oor julle kinders. Ek wil vir elke ouer in hierdie kerk sê, gaan maar nie aand, man, maak jou kamer deur op 'n skreefie oop, Brigitte, en dan die trane my weer loop oor die wange. Ek sê, Here, ek pleit hulle onder daardie kosbare bloed, wat vir my gevloei het op hierdie aarde. Kry my kinders onder die bloed. Wie van julle wil julle kinders onder die bloed kry? Dan staan jy saam my op en sê, Here, dis tyd dat ons kinders, wie wil jouself onder die bloed kry? Dan sê, Here, ek het nodig om myself onder die bloed te kry. Here, jy het uitgebloei. En Here, as ek kyk na die toestand van die kerk, wil ek sê, Here, vir wat het u so gebloei? Elke dag. Ek praat nie van die wêreld nie. As God en help is hulle klaar verlore. Ek praat van 'n kerk, die kerk in die breë spektrum, wat staan. En weet jy wat? They are more motivational speakers as wat hulle hierdie kruis evangelie preek. Weet julle hoekom as jy in Newcastle in hierdie toestand, kom ons los jy ander dorpe, ons bly ons nou hierso. Kan ek gou vir jou sê, hier van hulle God en Mammon dien. Kerke is besig met entertainment. Die dag as hierdie kerk jou moet trek met 'n donut, bly maar by die huis, hoor. Ons wil jou trek met die vlamme van die Heilige Gees en met daai dinge. Dag as hierdie kerk, jy net opkom na die huis van die Here, omdat jy ergens iets gaan kry, wil ek vir jou sê, bly by die huis. Hier is soveel kerk in hierdie dorp, that's gonna suit your preference. Maar hierso, ek en my huis, ons sal die Here dien. En ek wil vir jou sê, nie een druppel bloed het hy op my gemors nie. We sê, Here, it was worth it. Dankie, Here. Dankie, Here, dat ons hier kan praat oor die bloed. Dat ons hier kan preek oor die wegraping. Dat ons hier kan praat dat Jesus kom terug. Kan iemand op 'n crazy prys gee, man? Julle kan maar weer sit. Hoor ge baie mooi. Jesus draai om. Hoor ge mooi. In die afwesigheid van al die bekendes, draai Jesus om. Ek wil vir jou ding sê, hoor vanmôre, en Jesus draai om by implikasie, sê hy, ek het myself leeg gebloei. Ek lees nie dat dit sê nie, maar ek wil vir jou sê, ek het myself leeg gebloei. En waar is die kerk? Die disippels was 'n tipe van die kerk. Ek hoor hulle sê, dat Petrus het al klaar 3 keer gesê, ken my nie.
Ek hoor Judas hang aan 'n tou. En weet jy wie staan en hyg in sy spoor? Kyk, onthou toe Jesus omdraai, Dirk, toe Jesus omdraai, toe kyk hy in die oë van Simon. Want Simon was net agter hom. En die sweet hardloop oor Simon se gesig en dit is asof Simon sou sê, it is worth it. It is worth it. Dat hulle op die draai. Ek het ook gehoor dat is Petrus het gesê, hy ken U nie. Maar Here, hier is die beste dag van my lewe. En die bloed van Jesus is so tussen sy sandals en tussen sy tone, standing in the blood of Jesus. En ek dink Jesus het afgekyk en gesê, weet jy wat, my bloed is nie moeite werd. As dit een siel red, is dit nie moeite werd. Waar is die kerk? Waar is hulle? Waar is hulle? Wie Sondag vir Sondag sê dat die Here is vir my goed en die Here trek vir my uit dat die Koba en hy maak my hoogtes gelyk. Waar is hulle? Waar is hulle vandag? Hoekom kom hulle nie bid ure toe nie? Hoekom vas en bid hulle nie? Hoekom dink hulle? Hoekom dit? Hoekom dat? Hoekom? En waarvoor het ek dan uitgebloei? My vrou weet ek staan by 'n beginsel. O, jy sê julle, ek moet nog 'n paar goed sê. Ek staan by 'n beginsel. En dit is, jy moet onderskei, is jy besig met opoffering, of is jy besig met comfort? Die Bybel sê, koop die tyd uit. Gee tyd vir God, wat jou seer maak. As jy moslim dit kan doen, en weet jy wat? Niemand kan ooit bepaal hoe lang het Jesus daar gestaan terwyl hy preek nie. Daai ongelooflike inspanning. Want onthou, jou bloeddruk val 'n bietjie, dan bel jy die Salvation Army. So hierdie week 'n familielid gehad wat millimeters van die dood af was. Are in die kop gebars. Bloeding op die brein, hulle tap 'n halwe liter bloed uit. 4 ure operasie. Ek wil vir jou sê, jonk, fiks. If it wasn't for the blood of Jesus, was sy dood. Was hy persoon dood. Jy sê, hoekom sê ek dit? Daai inspanning. Ek het dan nog gesê, sy hart pomp meer lig. Hoor wat sê vers 29. Jesus praat, hy sê, moenie oor my weet nie, maar weer oor jouself. 29, hoor wat sê. Ek maak nou klaar. Hy sê, want daar kom daar waarin hulle sal sê, gelukkig is die onvrugbare, en die moederskote wat hy gebaar het, en die borse wat hy gesoog het nie. Gaan lees jou Bybel, hoor. Dirk, ek kan net gou vir jou iets vraag om my te doen, terwyl hy daar sit. Sien jy, ek het daai datum doodgetrek, daar staan nou wat, 15 maart, ne? Daar het gestaan 1 maart. Wat staan nou, ons sal nie gaan sit, het ek iets verder geskryf? Wat ek vir jou probeer sê, daai was veronderstel om my preek te wees. Die Here sê, die skiep op. Ons spreek die 15 in Pretoria, ek sal maar preek en ons sal my ook preek, sê Here my lei. Hoor gebaai mooi. God verander nie 'n preek omdat hy niks anders het om te doen nie, hoor. Maar wanneer hierdie twee skuifdeure toegemaak word en ek druk hier 'n remote nou vir daai hek, sien ons mekaar eers Woensdag as die Here kom, gewoonlik. Wat maak jy van Sondag tot Woensdag? Waarmee is jy besig? Waarmee is jy besig van Woensdag tot Sondag? Wanneer jy so instap in die make-up steek, al die seer weg en al die goed is weg en ons is almal alright en ons druk mekaar en ons, partykeer, sorry, ek gaan dit nou maar sê, partykeer klink soos 'n Indian bazaar. En sê wat ons hier instap, sê Here, ons stap nou hier op heilige grond. Hier praat ons hier oor kar en huise en rokke nie. Hallo, ek is alleen, hè? Ek het al op 'n Woensdag aand hier ingestap. My vrou weet dit eers nie. Wat ek 'n millimeter was om die bid hier net daar te sit en sê, gaan nou huis as jy manier uit kom terug. So dat geraas hier binne. Ek sê, Here, ek skaam my. Uitgebloei vir wat? Sodat ons kan ligsinnig wees. Sodat ons kan grappe vertel binne God se huis. Jongman, ek is alleen, hoor, jy moet nou vir my bid, hoor. Dat ons kan grappe vertel. Dat ons kan
Kyk, waar kan ons gou skiem en scam? In God se huis. Wat het Jesus gedoen? Hy smyt die hele tempel agterstevoor om, gooi die tafels uit. Hy sê, my huis moet 'n huis van gebed genoem word. En julle het dit 'n rowerspieël gemaak. Word gou baie mooi. Hy sê daar, hy sê, want daar sal daar kom waarin hulle sê, gelukkig is die onvrugbare. Daar het ek geskryf. Wat het ek daar geskryf op daai vers? Rapture. Ek het rapture geskryf oor vers. Daar preek hy die rapture. In een vers. Wat Matteus 24 sê, geseënd is die vrou wie nie swanger is in daai dae en wie nie soog in daardie dae nie. En wat 'n dag, daardie dag wanneer God ons gaan wegruk van hierdie aarde af, gaan God daai fetus, as daai vrou 'n godlonaar is, dink jy God gaan sê, "Lê jy is gegees gou 'n bietjie geboorte." Nee, God ruk daai fetus uit daai liggaam uit, wat die Bybel sê, aan die sulkes behoort die koninkryk van God. Vrou gaan nog lê, maar daai kind op haar bors, en sy bors voed daai kind, en sy maar van God niks weet nie. God gaan hy kind wegruk. Hoor ek jou sê? Hy sê, moenie oor my huil nie. Hy het nie meer bloed nie. Hy het nie meer asem nie. Maar hy preek die wegraping, dat ons kan reg wees. Ons sit vas in die slaap. Hy sê, moenie oor my huil nie. Hy wil die vrouens, wat daardie dag gaan swanger wees. Want hy sien groter bloed. Meer bloed. Weet jy wat sien hy? Lydia, hy sien die slag van Armageddon. Dis wat hy sien. Hy sien dat die koepels van Jerusalem gaan afgebreek word. Dat die tempel gaan verwoes word. Dat hy gaan herbou word. En hy sien hoe die antichrist op die troon gaan sit. Ek laat my dink dat het ernstig is, dat as jy jou so ver uitgebloei het, en jy het nie meer amper asem nie, dat jy omdraai, en jy maak tyd om 'n laaste preek te preek. Dat dink ek is ernstig. Ek wil na 'n punt toe gaan, as ek klaar. Vers 30 bevestig het ook. As jy dan sê, julle sê vir die berge, val op ons. As julle dink hierdie is erg, dink jy nie ek het geweet, dat al my disippels gaan hulle rug op my draai nie? Dink jy nie ek het, toe ek vir Petrus geroep het en gesê, jy's rots, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, and the gates of hell will not prevail. Dink jy nie ek het geweet, dat dit gaan so uitdraai nie? Dink jy regtig waar, dat my vader het nie geweet, daar's 'n Simon nie? Kyk gou vir hierdie pastoor, jy moet hoor wat ek jou vertel. Jy kan jou wip, daar staan klaar 'n Simon, wat op jou stoel gaan sit. Dat is klaar, Simon. Jy moet jou lucky stars dank, ek en jy, dat ons 'n dak oor ons kop het, dat ons lig het wat brand, dat ons God kan prys in vryheid en sy hart pomp lig. En hoor gou baie mooi. Hy sê daar sal wees, wat hulle sê, berge val op ons. Hoor wat sê Johannes 3 vers 9 begin klaarmaak. Hy sê daar, hoor gemooi. Hy sê, maar die byl lê ook teen die wortel van die bome. Elke boom wat dan geen en goeie vrug dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Hoor wat sê so. Vers 30. Dan sal hulle vir die berge sê, val op ons en jou, bedek ons. Vers 31. Want as hulle dit doen in die groenhout, van wys na homself, wat sal met die droëhout gebeur? Hier praat hy van die hel. Julle huil omdat ek nou gaan doodgaan. Ek moet uitbloei. Ek moet elke druppel bloed op hierdie aarde los. Hoekom dink julle, Dirk, toe daai bloed van die middelste kruis val, tannie, op hierdie stowwerige aarde, toe breek God die vloek wat op die aarde is, wat gesê, met distels en dorings, hoekom dink jy het hy 'n doringkroon op sy kop gehad? Hy broke the curse, wat in Genesis deur God uitgespreek is, waar hy gesê het, vervloek is hierdie aarde, en toe die bloed op hierdie aarde val, en hy sê, tetelestai, toe skeer die voorhangsel, en dooie mense staan op, wat dood het sy greep verloor. Kom aan ouens, hy het homself nie verniet uitgebloei nie. Hoe sal die Engelsman nou sê, let me just wrap this up.
Tot vandag toe. Hulle besef nie waaroor dit gaan nie. Hulle huil oor hom. Hy sê nee, change jou hartseer na jouself, toe huil oor jouself. Dat jy hierdie goed gaan mis. Laat ek het gou sê, dan is ek amper klaar. Ek is regtig amper klaar. Hoor gou baie mooi. Die grootste realiteit is dat ons sit met 'n sluimerende kerk. Wêreldwyd. We are so busy with programs. Wie van julle kan onthou wat ek gesê het? God will not respond to your religion. He will respond to your need. Ek wil sê, God is sick and tired of religion. Want hierdie kerk sê so, en daai kerk sê so. En as jy dit so doen nie, gaan jy dit nie maar jy so doen nie. En as mense weet nie wat het te maak nie. Ek wil vir jou sê, just come with your need. Come with your brokenness. Come with your brokenness. Ek sê, Here, dieselfde bloed. En weet jy, hier is my so awesome. Toe Jesus bloei, Sanet, toe maak hy die sluit skoon. Dis nou 2 Dirk, agterste Dirk. Is jy nie bly dat God die sluit skoon gemaak het? Met sy bloed. Sy bloed het alles weggewas. En vanmorgen wil ek sê ten slotte, ek is klaar. Wil ek sê ten slotte, wat ek en jy moet besef, ons leef in 'n tyd waar daar geen verskil is, die kerk is so absent. Hoekom dink jy sê Openbare 3 vers 20? Hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Pastoor, because the church is absent. Hulle preek die prosperity nonsense. Hulle preek hulle eie koninkryk. Nico, hulle preek hulle eie goeters. En die storm waarin jy nou is, het jy nie opinies nodig nie. Jy het God nodig. Jy het nie, verstaan my nou reg, ons het mekaar, draai mekaar, jy het nie my nodig nie, jy het hom nodig. I can only fix it for a moment. Pastor Dries, I can only fix it for a moment. Ek kan jou ook net soveel keer druk, die 10de keer gaan hulle dink ek is skeef. In 'n skewe tyd. Dan sit ons die transgender goed is, and we have to accept it. Ek sal dit sê, as julle dit nie wil sê nie, as ander, ek wil dit sê, it's blasphemous. God het nie 'n fout gemaak nie met Adam en Eve, not Adam en Steve. Klaar. Klaar. God het nie 'n fout gemaak nie. As jy badkamer toe gaan, weet jy wat jy is. Ok, daar het uitgeglip. Hoor gou so. In Amerika en Israel begin oorlog. En die ander lande begin nader skuif. Nader skuif, want daar's van hulle wat vir Iran is en daar's van hulle wat teen Israel is en hulle skuif nader. En ek en jy in baie opsigte mors die bloed. Ons mors met die bloed. So you have a choice. You can move under the redemption power of the blood or the vengeance of the blood. En as jy die hemel gaan mis, you're going to meet the vengeance of the blood. Hy het hom uitgebloei. Hy het hom uitgebloei. En wanneer ek hoor en sien wat vandag aangaan, ek het sommer hier geskryf, die afgewaterde motivational speeches het die ware bloedprediking vervang. Al preek ek dan op geen ander kerk in hierdie wêreld as net hier nie. En kerk ek sê, ek kan nie daar preek, ek sal preek oor die bloed. Ek sal preek oor die bloed. Word baie mooi. Vir my is die grootste tragedie die realiteit dat die kerk sluimerend is vanmôre. En daai bloed maak skoon. In my wêreld, ons het nagmaal. En sy liggaam word nie geonderskei nie. Want ons weet nie of ons God of Mammon wil dien nie. Ek dink hierdie vastingsweek is baie relevant. Ek in my huis. Pastor Dries, ons moet gaan huis skoonmaak. Ons moet gaan huis skoonmaak. Ek in my huis. Paas moet weer paas wees.
En hy bloei hom leeg. En die laaste is, toe hy die spies trek, toe loop die laaste bietjie bloed, gemeng met baie water, uit. En toe die voorhang so klaar geskeer, en toe is hy klaar opgestaan. En vanmôre sit ek hier en ons wonder, ons entertain ons, kyk vir my, ons entertain ons sondes. Ons loop so met hom. Ons loop so met hom. Hoor ek jy vertel, as die Here kom, gaan daai ding vir jou weggooi. Sondag gaan jou nie haak as die Here kom nie, hoor. Hy gaan hardloop. Vandag eintlik. Ek het ook 'n paar vriende in die lewe, 'n paar goeie vriende. But I would rather have Jesus. I would rather have Jesus. I would rather have Jesus than silver or gold. Ons groet ons live ouens, vertrou dat hulle dit saam met ons geniet het.